Broers en susters, ek groet u in die wonderlike naam van ons opgestane Jesus Christus. Ons is vandag hier by mekaar in die naam van Jesus om sy opstanding te vier. In die ou dae het die Christene die gebruik gehad om vir mekaar te groet met die woorde: hy het opgestaan, en dan sê die tweede persoon, hy het waarlik opgestaan. So kom ons draai na mekaar en groet vir almal rondom jou op hierdie manier. Hy het opgestaan, en die tweede een antwoord, hy het waarlik opgestaan. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid en loof sy naam. Ewige, almagtige en genadige God en hemelse Vader, ons harte is vanoggend vol dankbaarheid. Dankbaarheid omdat Jesus die losprys vir ons sonde betaal het. Maar dankbaarheid omdat Jesus opgestaan het uit die dood. Dat ons daardeur kan weet, alles wat hy gesê en gedoen het, is die waarheid. Dat ons kan weet, iets sy offer aanvaar, daar's betaal vir ons sonde. Dankie dat ons gewas kan wees met die kosbare bloed van die lam wat vir ons geslag is. Dankie dat u ons as u kinders aangeneem het. Dankie Here dat u aan ons die gawe van die ewige lewe geskenk het. Dat u ook aan ons die Heilige Gees gegee het om in ons te wees, met ons te wees en om ons in die volle waarheid te lei. Ons bid Here dat as ons u woord vanoggend oopmaak, dat lees, daaroor nadink, dat u ons nou sal seën. Dankie vir u teenwoordigheid hier by ons. Maar dis ons gebed dat oor die ganse wêreld, waar u woord verkondig word, dat tot u eer sal wees, dat die mense sal aanraak, hulle harte sal aangryp en hulle lewens verander, om dit nie te maak, sodat ons eendag saam in die hemel kan wees om u te aanbid en u te dien. Maar hier op aarde dien ons nou al vir u, geef ons die krag om dit te kan doen tot u eer. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons gaan vanoggend uit die Nuwe Testament lees, 1 Korintiërs hoofstuk 15. Dit gaan oor die opstanding van Jesus Christus. In Korinthe was daar mense wat gesê het, nee, Jesus het nie opgestaan nie, is sommer maar 'n bogstorie. En nou kom Paulus en hy skryf oor die betekenis en die implikasie van die opstanding van Jesus. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sonde gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ja, ons spring so 'n paar verse. Vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie.
En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Jesus Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy homself ook onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. Dis die punt waarheen ons op pad is. Met die wederkoms en die eindoordeel gaan Jesus die hele skepping en alles wat bestaan aan God die Vader teruggee en sê die prys is betaal. Dis Isa. So sal God alles wees vir alles. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en daarvolgens lewe. Nou die afgelope klomp weke het bekend gestaan as lydingstyd. Ons het gekyk na dinge waardeur Jesus gegaan het, wat hy gedoen het. Jesus se verlossingswerk kan in 2 hoofdele ingedeel word. Aan die een kant sy vernedering, en dit beteken sy menswording, en dan sy verhoging. So die verhoging begin reeds eintlik by die kruisiging. Nou ons gaan vanoggend op die verhoging fokus. So Jesus se verhoging begin al reeds met die kruisdood, maar dit is ook die afsluiting van die vernedering. As ons gaan na die Ou Testament, dan sien ons dat toe die Israeliete daar in die woestyn teen God gesondig het God giftige slange gestuur om hulle te pik en heelwat mense is dood. En Moses het tot God gebid en gesê, Here, wees ons genadig, en God het vir hom opdrag gegee, maak 'n beeld van 'n slang en sit dit bo op 'n paal, en elkeen wat gepik is, moet na die slang op die paal kyk, en dan sal hy nie sterf vanweë die slang byt nie. En dit is reeds 'n simboliek van Jesus wat verhoog gaan word. Jesus bevestig dit dan in Johannes self. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dan vind ons in Johannes 8, dat Jesus weer eens hierby aansluit. Daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Kan julle dink aan nog 'n plek in die Bybel waar ons hierdie presiese woorde kry? Ek is wat ek is. As ons gaan na Eksodus 3 vers 14, waar God aan Moses in die brandende bos verskyn het, en Moses vra vir hom, Here, as
ek nou met die Israeliete gaan praat namens u en hulle sê vir my, wat is sy naam? Wat is u naam? Wat moet ek vir hulle sê? En God antwoord, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Hy is die een wat bestaan, wat altyd is, en hy het nie 'n begin en 'n einde nie, leer ons uit sy woord. Nou as Jesus nou kom en hier in Johannes sê, ek is wat ek is, dan maak hy aanspraak daarop dat hy God is. En die Israeliete het dit so verstaan. Jesus se verhoging, wat beteken dit? Deur sy kruisdood het hy die prys vir sonde betaal. Hy het sonde oorwin. Hy het ook die Satan oorwin. Hy het sy verlossingswerk voltooi. En hy het vooraf gesê, as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Nou wat is die implikasies vir ons? Romeine 6. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer meer slawe van die sonde nie. Ons is nou nie maar willose goed wat net aangaan en verkeerd doen nie. God het vir jou die wil en die krag gegee, het ons reeds vrygemaak van sonde, en ons kan in en deur Jesus Christus in die krag wat hy ons gee, in die leiding van die Heilige Gees, 'n lewe van oorwinning begin lewe. Paulus sê ons het saam met Christus gesterf. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. So as ons gesterf het, dan moet ons weer lewend gemaak word. En in Kolossense skryf Paulus, die prys van sonde is betaal. God het julle saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Ek het Vrydag ook vir ons gesê dat as ons name op God se handpalm staan, beteken dit daardie spykers is deur sy hande, deur my naam, deur jou naam, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. En Jesus se offer is finaal. Dit is nie nodig om verder offers te bring nie. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei. Die onskuldige vir die skuldige om julle na God toe te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Verdere offers is nie meer nodig nie. Ons hoef nie meer diere te slag as 'n offer nie. Satan is oorwin. In Kolossense sê Paulus, dit is Jesus, het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. In die antieke tyd het die soldate die gebruik gehad as hulle iewers 'n oorlog gehad het en hulle het dit gewen, dan het hulle 'n klomp van die mense gevange geneem wat later doodgemaak is of as slawe aangewend is later, maar dan het hulle by 'n dorp of 'n stad ingery in 'n optog met die generaal heel voor, al die soldate het hom gevolg en dan het hulle agter die gevangenes agterna gebring, dat die mense kan sien ons het oorwin. En nou sê dit, ons word in die triomftog van Christus meegevoer. Ons is deel van sy oorwinning wat hy behaal het. Jesus het self sy oorwinning in die doderyk gaan verkondig. 1 Petrus 3 vers 19. So het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Jesus het die dood oorwin. Sy opstanding uit die dood is een van die besgestaafde historiese gebeurtenisse. Dis baie interessant dat sy vyande wat hom laat doodmaak het, juis die beste bewyse gelewer het dat hy wel
uit die dood opgestaan het. Toe Jesus gekruisig is, toe hardloop die skrifgeleerdes en fariseërs en sadduseërs en priesters na Pilatus toe en hulle sê vir hom, meneer, daardie bedrieger het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. En ons is nou bang, iemand kom en steel sy liggaam en sê hy het opgestaan. So gee vir ons soldate om die graf op te pas, dat niemand die liggaam kan steel en maak asof hy opgestaan het nie. En Pilatus het vir hulle gesê, hier is 'n wag. 'n Romeinse wag het minstens uit 30 soldate of meer bestaan. En hulle sê dat die Romeine was so streng gewees, dat as hulle wag gestaan het, moes al om die uur moes 'n senior offisier by al die wagte omstap en kyk dat hulle op hulle pos is en dat hulle wakker is. As hy by iemand sou kom wat ingesluimer het, dan gaan hy hom nie op die skouer tik en sê, "Haai boetie, waarom slaap jy nie?" Hy het sy swaard gevat en daai een in sy slaap doodgesteek. So die soldate wat professionele soldate was, sou nie wag om daar by die graf te slaap nie. Verder om te keer dat die liggaam nie gesteel kan word nie, het hulle baie groot swaardklip voor die ingang van die graf gerol. Die grafte daardie tyd was meestal, dit is nou in Palestina, Israel, was 'n soort van 'n grote uitgrawing in die grond, in die rots, en dan het hulle die liggame daar binne gesit om te keer dat daar wilde diere of rowers kom, het hulle swaardklippe voor die ingang gerol. So daar's 'n swaardklip voor die ingang gesit om te keer dat niemand kan inkom nie en dat niemand kan uitkom nie. Verder is die seël van die gouverneur ook op die graf gesit. Dis 'n tipe van 'n merk waarna hulle kan sien as iemand daar gepeter het, dan sou hulle dadelik sien iemand het geprobeer om die klip weg te rol. So niemand kon by die graf kom om daarmee te peter nie. En die implikasie was ook dat as Jesus dalk nie dood was nie, as hy uit 'n koma uit sou wakker word, dan sou hy ook glad nie kon uitkom nie, want die klip is te swaar om te beweeg. Dit het 'n hele klomp mans nodig gehad om dit te beweeg. En ons besef dat die Romeinse soldate sou nie moeite gedoen het om die klip te verskuif nie, want hulle lewe was op die spel. Na sy opstanding het Jesus 'n opstandingsliggaam gehad. Beteken is nie meer heeltemal 'n fisiese liggaam soos wat ons hier het nie. Hy kon daarna binne 'n geslote kamer waarvan die deure en vensters toegemaak is verskyn sonder dat hy deur 'n deur of 'n venster beweeg het. Ja, sy liggaam het verander. Paulus noem dit 'n geestelike liggaam. So Jesus was nie meer gebind aan afstand, tyd en fisiese dinge nie. En eintlik was dit dus nie eers nodig dat die klip weggerol moes word nie. Ek glo dis ter wille van getuienis om te kan sien die graf is leeg, dat die klip verwyder is deur die engele. Kom ons kyk na getuienis van die opstanding. Hulle sê daar soveel getuienis vir Jesus se opstanding, soveel bewyse dat as dit vandag in 'n hofsaak as getuies voorgelê is, dan moes hulle instem, dit is reg. Daar's net te veel getuienis. Die Romeinse soldate wat die graf bewaak het, was die eerste wat gesien het dat daar iets vreemds gebeur. Hulle beweer dat daar 'n hoofman van 100 by was. Dit kan ons nou nie alles bevestig nie. So iemand het bekend gestaan as 'n centurion. En sy naam was blykbaar Petronius volgens oorleweringe. Nou die soldate het die engele gesien verskyn en hulle het hulle asval geskrik en amper bewusteloos geval. En toe hulle daarna weer by hulle sinne is en sien maar die klip is weg en die graf is leeg, het van hulle dadelik na die priesters gehardloop om hulle te vertel wat gebeur het. Die liggaam van Jesus is weg. Dan die eerste ander getuies van die opstanding is die vrouens by die graf. Hulle het gegaan met die doel om Jesus se liggaam te salf en toe hulle daar kom, toe is die graf leeg en die graf is oop
en daar sit 'n engel binne in die graf. Van die skrifgedeelte sê 2 engele. Maar die engel sê vir die vrouens, julle moet nie bang wees nie. Ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Die engel gee vir die vroue 'n opdrag om te gaan getuig en te gaan vertel. Dan verskyn Jesus self aan Maria Magdalena. Sy is die eerste persoon wat vir Jesus sien na die opstanding. En hy sê vir haar, gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. So Jesus gee aan haar dan ook die opdrag om te gaan getuig en te vertel. Dan kry ons Petrus en Johannes, toe die vrouens by die ander disippels kom en vir hulle vertel, wil hulle eers nie glo nie. En dan spring Petrus en Johannes op en hulle hardloop volspoed, en Johannes is bietjie vinniger as Petrus. Hy is eerste by die graf en hulle kyk na binne en ja nee, die graf is leeg. Intussen kom die soldate by die fariseërs en die skrifgeleerdes aan en vertel hulle presies wat gebeur het. En die priesters hoor van betroubare getuies wat gebeur het. En hulle verkies om 'n vals storie onder die mense te versprei. Die disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel, en hulle gee vir die soldate 'n waarborg. Toe maar moenie bang wees nie. Ek sal vir julle oppas. Ons sal vir julle oppas dat die gouverneur nie vir julle doodmaak omdat julle nie julle werk reg gedoen het nie. En daardie vals storie is verder onder die Israeliete versprei. Daardie Sondagmiddag verskyn Jesus aan 2 mans wat ook in Jerusalem was met Paasfees, wat terug is op pad na Emmaus. Hulle is baie hartseer oor wat gebeur het, want die verlosser, soos hulle hom gesien het, die Messias, is dood. Hulle het nog nie kennis van die opstanding nie. Hulle praat oor alles wat gebeur het, en Jesus verskyn aan hulle, en hy stap saam met hulle, en hy vra vir hulle, waaroor gesels julle? Hy sê, is jy 'n vreemdeling in Jerusalem, dat jy nie weet wat hier gebeur het nie? En hulle vertel vir hom van die kruisiging, en dan sê Jesus, maar julle is traag van begrip. En hy begin vir hulle verduidelik. Hy sê, van Moses en die profete af, begin hy om al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uit te lê. So Jesus bewys daar vir hulle dat hy die Christus is, die Messias wat gekom het, en hoe kan hy dit anders doen as hy dood sou bly? Daardie middag later verskyn Jesus aan die disippels in 'n geslote kamer. Thomas is nie daar nie, en Thomas wil hulle nie glo nie, en die volgende Sondag toe hulle weer by mekaar is, toe is Thomas by. En Jesus weet wat Thomas gesê het, terwyl Jesus nie by was nie. Hy sê vir Thomas, bring jou vingers en steek dit hier in die merke van my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy, dat jy kan sien dis ek, Jesus. En Thomas antwoord met 'n geloofsbelijdenis. My Here en my God. Daarna verskyn Jesus per geleentheid aan meer as 500 mense tegelyk. Nou wil party mense vandag se tyd sê, ja, maar dis 'n hallusinasie. Ek kan vir julle vertel, as u dagga gekyk het in hallusinasies, gaan nie 2 van ons dieselfde hallusinasies ervaar nie. So as 500 mense presies dieselfde sien, dan moet dit so wees. En Paulus sê, ek is die laaste aan wie hy verskyn het, daar op die Damaskuspad. Paulus is op pad om Christene te vervolg en uit te wis, en Jesus verskyn aan hom. En Paulus vra, maar wie is u, Here? En Jesus sê, dit is ek, Jesus Christus, wie jy vervolg. Dis vir my wat jy vervolg. En Paulus kom daar kragtadig tot bekering.
Vir 40 dae bly Jesus na die opstanding nog en gesels hy met sy disippels keer op keer. En gee hy sy laaste opdragte aan hulle, gee hy sy laaste leringe aan hulle. En ongelukkig is dit nou nie alles vir ons neergeskryf in die Bybel nie, maar dit is baie waarskynlik dat dit 'n soort van 'n opsomming kon wees wat hy in die tydperk voor die kruisiging met hulle gedeel het. Om dit vir hulle te versterk, onthou julle het nou die opdrag om die wêreld in te gaan en hierdie boodskap met mense te deel. Julle moet die mense geestelik gaan opbou en opvoed tot op daardie punt dat hulle in staat is om self die boodskap verder te dra. So 'n disipel is 'n leerling, afgelei van die Latynse woord discipulus. En as Jesus vir hulle die opdrag gee om verder te gaan, dan verander hulle benaming. Hulle word nou apostels. Dis van 'n Griekse woord afgelei apostolein, en dit beteken om 'n gestuurde te wees, om te stuur. So Jesus stuur hulle nou. Nou elkeen van ons as Christen het vir hoeveel jare in die kerk gehoor van die Here, gehoor van sy woord. Ons het genoeg geleer. Ons moet begin deel. Ons is nou eintlik ook apostels. Mense wat die boodskap van Jesus moet gaan deel met die wêreld daar buite. Maar tot aan die einde van ons lewe bly ons maar leerlinge ook. As nooit een van ons wat kan sê, ek het nou genoeg geleer, nou weet ek alles onder die son nie. Dis onmoontlik. Ons leer tot aan die einde van ons lewe en ons groei in ons geloof tot aan die einde van ons lewe. Ek kan nooit ophou en sê, dit is nou genoeg nie. So voordat Jesus in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. So hulle is nou gestuurdes. Die gevolge van Jesus se opstanding. Alles wat Jesus gesê het en gedoen het, is reg en waar. Wie van ons kan vir mense die belofte maak is, ek begrawe is die dag, dan gaan jy sien na 2-3 dae, dan loop ek weer buitekant rond. Ons het nie daai krag, daai vermoë om dit te kan doen nie. As ons sulke opmerkings maak, dan is ons vals en leenaars. Jesus het die mag en die houvas van die dood gebreek. God het Jesus se offer vir ons sonde aanvaar. Jesus se opstanding bring vir ons 'n nuwe lewe. En God het Jesus verhoog tot die hoogste ereplek in die hemel, soos ons in ons geloofsbelijdenis bely. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Nou kom aan die regterkant. Die meeste mense is regs en die regterkant is die kant van die swaard. So as daar iemand langs jou staan, dan kan jy nie jou swaard uittrek nie, want daai een is in die pad. So om vir iemand aan jou regterkant te laat staan of sit, het eintlik beteken om te sê, ja, ek vertrou jou ten volle. Ek gee vir jou hierdie ereposisie. En dit is hoekom soldate vandag ook steeds met die regterhand salueer as 'n teken om te sê, my hand het nie 'n wapen in nie. Ja, maar dis 'n teken van respek en eerbied. Jesus regeer daarvan uit die hemel oor sy kerk. Hy kom eendag weer om sy kinders te kom haal en ons lewe nou in die tussentydperk van Jesus se hemelvaart totdat hy eendag weer kom, en dis al 2000 jaar. En mense vra, wanneer kom hy weer? Jesus het 'n hele klomp tekens gegee waaraan ons kan sien dat hy weer kom, maar hy kom nie vir elkeen op dieselfde tyd nie. Elkeen van ons gaan iewers te ons laaste asempie uitblaas. En dan is dit jou finale ontmoeting met die Here. En as jy nie reg was op daardie oomblik nie, is dit vir altyd te laat. En daarom is die belangrikste ding wat ons nou in ons lewe moet doen om seker te maak, my verhouding met Jesus is reg, hy is my verlosser, hy is my saligmaker. Ek is reg vir sy koms. Hy moet nie eendag as hy kom vir my vind besig met verkeerde dinge. En vir my sê, jammer, die deur is toegesluit, jy kan nie inkom nie.
Jesus sal sy koningskap en koninkryk is oorwinnaar oor die ryk van die bose aan God die Vader gee as die laaste oordeel plaasgevind het. Maar nou vir ons, Jesus se opstanding bied ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms. Al was jou sonde hoe lelik, al was dit hoe sleg, al het jy watter lelike dinge in die verlede gedoen. Die Bybel sê vir ons, al was jou sonde skarlakenrooi, dit sal wit word so sneeu as jy gewas is met die bloed van Jesus. Al was dit purperrooi, dit sal wit word soos wol. So ek het Vrydag met u gedeel die feit van die sondebok Azazel. As hulle op Groot Versoendag 2 bokke geoffer het die priester die lot gewerp. Die een bok is tot God geoffer, is 'n sondoffer vir die Israeliete, en die tweede bok het simbolies die sonde van die volk ontvang. Daardie bok is in die woestyn weggestuur, maar vooraf is 'n rooi lint aan sy horings vasgebind, en later is die bok daar dood, of dood van hongerte en dors, of opgevreet deur ander diere, maar dan het hulle gaan soek na die oorblyfsels van die bok, en die rooi wol het wit geword, as 'n teken, as 'n simbool, dat God die offer aanvaar het. Na Jesus se kruisiging het daai rooi wol nooit weer wit geword nie. God het nie meer die offer van bokke en beeste en skape aanvaar nie. Waarom nie? Want Jesus is die finale offer wat vir ons sonde geoffer is, deur wie ons nuwe bloed, nuwe lewe, vryspraak en kindskap van God ontvang het. Wat 'n voorreg. So ek wil afsluit. As Thomas die opgestane Jesus sien, en hy besef wie Jesus is, dan bars hy uit met 'n geloofsbelydenis: my Here en my God. 'n Persoonlike vraag vir elkeen van julle. Kan jy dit vandag saam met Thomas sê? Jesus is my Here en my God. Die tyd raak min. Al die tekens van die wederkoms van Jesus is sigbaar in die wêreld. Hy kan enige dag, enige oomblik kom. Is jy reg? En die groot vraag wat gaan bepaal of jy reg is hierdie vraag: is Jesus jou Here en jou God? Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy is vir ewig. Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees, God drie-enig. Wat 'n voorreg om die lewende God te kan aanbid en hom as ons verlosser te hê. Amen.